Garden World langs Beiersnodie in Mildersdrift is die voorste tuinbousentrum in die land. Ons kuier weer saam met JJ van Rensburg, wat vandag gesels oor nog Protek produkte vir jou lengtetuin. Hallo julle, ek is JJ van Rensburg, tuinboukundige by Garden World en vandag gesels ons 'n bietjie oor Protek se verskillende onkruiddoders wat beskikbaar is. Maar onthou, daar is 'n paar goed wat 'n mens moet onthou voordat 'n mens daai onkruiddoders gaan spuit. Heel eers van alles, maak seker dat 'n mens die regte onkruiddoder gebruik. Want onthou, as jy 'n nie-selektiewe doder in plaas van 'n selektiewe doder op jou grasperk sou gebruik, dan gaan jy ongelukkig alles doodmaak. Dan moet 'n mens ook kyk om seker te maak dat jy die instruksies reg volg. Want onthou weer eens, as jy die instruksies verkeerd lees of nie reg volg nie, gaan jy ongelukkig meer as net daai onkruide doodmaak. Baie belangrik om ook dan in die oggende jou onkruiddoder te spuit, want dis dan wanneer die plante op hulle beste die onkruiddoder gaan absorbeer. En heel laastens, meeste onkruiddoders gaan moet herhaal word. So kyk weer eens na die instruksies om te weet wanneer gaan jy wat herhaal. Kom ons begin gou heel eers van alles by die nie-selektiewe onkruiddoders. En dit is nou die kleurol en die kleurpyf hier voor my. Onthou, die kleurol en die kleurpyf maak alles dood. So as 'n mens dit gaan spuit op byvoorbeeld jou grasperk, dan gaan jy nie net die onkruid doodmaak nie, maar jy gaan die gras ook doodmaak. Waar gebruik ons dit? Ons gebruik dit op geplaveide areas of so, waar ons nie onkruide wil hê tussen die plaveisel nie. So is baie belangrik om dit daar te gebruik, want hy gaan alles doodmaak. Hy gaan jou breë blaar, sowel as jou smaalblaar plante doodmaak. So jou onkruide sowel as jou grasperke. 'n Mens moet verstaan dat al is dit die mooiste blom wat in 'n plaveisel groei, gaan hy teen as 'n onkruid gesien word. Gaan hy nie 'n blom wees nie. So selfs die mooiste blom kan ook 'n onkruid wees. Dan kyk ons na jou selektiewe onkruiddoders. En jou selektiewe onkruiddoders het ons die Versus, die Pure Lawn, die Servian en natuurlik die Scatterkill for Weeds. Nou al 4 van hulle kan gebruik word op grasperke. Hy gaan nie jou grasperk doodmaak nie of seermaak nie, maar hy sal die onkruid doodmaak. Wat wel belangrik is om dit nie te oordoseer nie en weer eens die instruksies daar reg te volg. Gewoonlik wat ek vir mense sê, 'n baie goeie wenk, is voer eers jou grasperk. Gee hom 2 weke kans voordat jy dit gaan toedien, want dan sal jou grasperk glad nie geel word nie. Maar as jy hom gaan oordoseer, gaan hy nog steeds geel word. So maak seker dat jy dit wel reg doen, op die regte tyd van die dag ensovoorts. Laaste enetjie is jou Triklon. En Triklon is 'n boomdoder. So as 'n mens enige ongewenste struike of bome het wat 'n mens van wil ontslaa raak, gaan 'n mens die Triklon gebruik. So kyk uit daarvoor en raak so daarvan ontslaag. Vir mense in groter gebiede of mense wat wel elektrosomheinings het of natuurlik grensdrade het, nywerheidsgebiede wat 'n onkruiddoder soek wat baie langer gaan werk, het Protek 2 produkte. Heel eerste van alles is Two-Step. Nou Two-Step word Two-Step genoem wat uit 2 stappe. Hy het 'n vooropkomsbeheer en 'n naopkomsbeheer. So hy maak die sade dood sowel as die plante dood as dit wel daar is. Dis 'n vloeibare vorm wat 'n mens natuurlik die vloeistof aanmaak en dit ergens uit water. Volgende kyk ons nou na Comet. Nou onthou, Two-Step werk vir om en by 6 maande tot 'n jaar, maar Comet kan vir baie jare lank werk. Dit is 'n korrel onkruiddoder. So 'n mens moet hom gebruik op 'n gelyke oppervlak waar hy nie kan wegwas nie. En 'n goeie tyd om hom te gebruik is net voor die reenseisoen, omdat die water hom aktiveer. Maar nou sê ek dit weer, en dit is baie belangrik, lees die instruksies, veral as dit kom by hierdie onkruiddoders, want hulle is baie sterk en hulle kan vir baie lank werk. Garden World het alles wat jy nodig het en soveel meer. Besoek hulle gerus.